Ons kom in die erediens saam om die Here te aanbid, dis die uitsluitlike doel, ja, jy is almal reg daarmee, maar wat is my aandeel as ek in die erediens sit? Kom sit ek hier vir 'n uur sodat ek 'n lekker uiltjie kan knip, of kom ek werklik om die Here te kom ontmoet hier in sy huis? En ek wil vir ons vanaand Psalm 124 lees, die opskrif geloof sy die redder van Israel, 'n bedevaartslied van Dawid. As die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê. As die Here nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. Geloofd sy die Here wat ons aan hulle tande nie as buit oorgegee het nie. Ons siel het vry geraak soos 'n voël uit 'n vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Net tot sover ons geleesde gedeelte. As u en ek in die kerk inkom, sê ek ons tema vir vanaand is gaan in en ontmoet die Here. Met ander woorde, hou op rondkyk wie sit in die kerk en teen wie kan ek watter probleem opper. Gaan in en ontmoet die Here. Verlede week het ons eers so in die breë trekke gekyk uit die woord van die Here na sekere goed waaroor die erediens vir ons gaan. Vanaand wil ek so 'n bietjie meer begin stilstaan by die inhoud van die erediens. Wat doen ons in die erediens? En hoekom doen ons dit? Ek gaan eers net by die eerste gedeelte van die liturgie vanaand stilstaan. Ons gaan in en ons ontmoet die Here, het ek gesê. Met ander woorde, ek moet kerk te kom, reeds voorbereid om die almagtige God hier te ontmoet. Om in sy teenwoordigheid te kan wees, is, ek wil amper daardie liedjie sê, genade onbeskryflik groot. Ek dink dis iets wat ons so as vanselfsprekend aanvaar, soos wat ons almal glo dat ons môreoggend gaan opstaan. Dis maar deel van ons menswees. Elke erediens behoort 'n heen en weer gesprek tussen die Here en ons te wees. Iets waarin hy praat en ons antwoord, of ons praat en hy antwoord. En as ons kyk na die begin van die liturgie, dan begin ons met die fotum en die seëngroet. Wat doen ons as dit sê? Die fotum erken ons as sondaar mens dat God hier teenwoordig is. U weet, ek het al baie gebruik en ek is baie lief daarvoor. Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk. Hy gee vir ons daardie versekering dat hy ons beskermer is. Dan kom die seëngroet, dan kom die Here en hy sê, genade vir julle en vrede. Hy groet u, en baie mense, en daar is 'n groot debuut in die teologie, moet 'n mens dit met een hand in die lug doen of met twee? Nou ek het in my swakke menswees gesê, as ek vir Trudy elke week sien, en ek groet haar, dan sê ek, bye Trudy, hallo Trudy. Maar as ek Trudy een keer in die jaar sien, dan is ek so opgewonde, dan sê ek, hallo. En die Here is so opgewonde om u te sien in sy kerk, dat ek nie anders kan as om altyd my hande op te tel namens hom nie, want hy is opgewonde om u te sien, hier by die afspraak wat hy met ons gemaak het. Die vreemde is dat die heel eerste spreekbeurt in die erediens onsin is. Daar staan, as die eerste gebeurtenis van die erediens, ons bely ons afhanklikheid van die Here. So ons erken, soos wat daar berge rondom Jerusalem is, so is die Here rondom sy volk. So ons het die eerste spreekbeurt, hy gee ons die geleentheid om te praat. So ons bely op so 'n manier ons afhanklikheid van die Here. Iemand het eendag baie verbaas daaroor opgemerk, is dit reg dat ons as mense in hierdie ontmoeting met die Here die eerste moet praat? Moet ons nie liewer wag dat hy eerste praat, sodat ons hom kan antwoord nie? Nou wat sou u gevoel wees? Is ons verwaand deur eerste te praat? Moet ons wag dat die Here eers met ons praat? As 'n mens mooi daaroor dink, dan kom jy agter dat die Here nie net met ons in die erediens praat nie, maar dat hy ook
in ons hele lewe, elke dag met ons praat. In ons lewe van elke dag, van maandag tot Saterdag, hoor ons die roepstem van die Here en hoe hy vir ons uitroep en sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Jy wat soog onder die lewe se druk, kom na my toe. My las is lig, en my juk is lig en my las is sag. Kom na my toe. Hy roep ons, elke dag. Met ander woorde, Hebreërs 10 sê dit vir ons so pragtig, daar in vers 22, hy sê, kom in die gemeenskap met jou God. Het is 'n twee gesprek tussen jou en jou Skepper. Jesus Christus het vir ons die voorhangsel oopgemaak. Hy het vir ons 'n hooflyn gegee na die Here toe. Kom in gesprek, kom in gemeenskap met hom, kom drink by my die water van die lewe, sê hy in Openbaring, en dan sê hy, dis verniet. Hy vra nie van jou en my geld, hy vra nie van jou en my 'n opoffering nie, hy sê, kom en kom geniet. Kom neem deel aan die fees van die lewe, sê hy vir ons in Matteus hoofstuk 22. En dan in 2 Korintiërs 5 vers 20 sê hy, kom, laat julle met my versoen. Nou geliefdes, as ons versoen met iemand, wat beteken dit? Ons maak reg dit wat verkeerd was, maar ons is bereid om deel te word van hierdie persoon. Ons versoen met hom, ons word een met hom. En dan sê hy in 1 Timoteus 2 vers 4, ek is God, julle verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word, tot kennis van die waarheid moet hulle kom. En hy sê dit vir jou en vir my ook. Hy wil hê ons moet kom, en ons moet kom met al hierdie bygedagtes. Dis wat ons hoor elke keer as ons gedurende die week ons Bybel oopslaan en as ons daarin gaan lees, as ons in gemeenskap met die Here kom. Dis daagliks die pleidooi wat die Heilige Gees in ons harte het. Die Gees wat roep en trek en uitnooi, en ek wil amper sê, wat kom en kom smeek, kom ontmoet die Here jou God. Dis in hierdie uitnodiging en hierdie roep na sy kinders, dat God self die eerste woord in die erediens uiter. Dis omdat hy hierdie grootse behoefte het, dat ek en jy na hom toe moet kom, dat hy eerste praat, en ons groet met die seën groet. En hy is, soos ek sê, uit my verwysingsraamwerk, so opgewonde om ons te sien, dat hy ons met al twee hande wil begroet, nie net met een, maar dit verskil van mens tot mens. Die inisiatief, die aanvoerwerk vir elke erediens, elke Sondag, lê dus nie by my en by jou nie. Ook nie by die keuse om vandag tog maar weer op te staan en kerk toe te kom nie. Die inisiatief van die erediens lê by die Here wat roep, en dan by ons wat antwoord daarop. Openbaring 22:17 sê so mooi, en elkeen wat dit hoor moet sê, kom. Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Dis beskikbaar. Wat maak ons daarmee? Daar begin elke erediens by God, wat in sy groot genade sy kinders by hom roep, om heel te maak in ons lewens deur die bloed van Jesus Christus. So, wanneer ons inkom om hom te kom ontmoet, spreek hy die eerste woord. Hy wil ons heel maak en sê, moenie verder bekommer nie, ek is jou God. Hoe sê hulle daarin, is dit Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. As hy dit vir ons sê, waarom glo ons dit nie? Waarom twyfel ons steeds in sy teenwoordigheid in elkeen van ons lewens? Omdat die Here begin en ons uitnooi, kan ons vir mekaar sê, dis 'n versoeningsfees. Dis 'n opgewonde fees. Ek het vanoggend in die erediens ook verwys daarna, en ek neem geen van my voorgeslagte kwaadlik nie, dit was hulle interpretasie, maar ek het groot geword, jy kom in die kerk gestap, en jy kyk af, en jy loop op by jou sitplek, en jy gaan sit, en jy kyk hier rond nie, want jy moet eerbiedig wees. Die ouer mense, het jy ook so groot geword? Ek sê dis verkeerd, my persoonlike siening,
dis verkeerd. Ons is die mense wat hoop het. Ons het hoop op die ewige lewe. Ons moet vrolik wees, ons moet opgeruimd wees. Ons moet mekaar groet in die liefde van Jesus Christus. Daarmee sê ek nie hulle was verkeerd nie. Elke mens het sy eie siening. Elke mens het sy eie standpunt. En dan as ons in hierdie versoeningsfees is, dan besef ek en jy dat ons hulp is in die naam van die Here. Dus met hierdie roepstem van ons genadige God in ons harte en in ons gedagtes, dat ons begin van ons erediens by die belydenis uitkom. Dat ons erken en sê, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Dis ook die woorde van die fotum wat baie predikante gebruik. En die fotum is maar net die Latynse woord wat beteken wens of verlange. So die Here wens en hy het 'n verlange daarna dat ek en jy in die erediens moet kom. Ons kom na die Here toe met die diep verlange in ons harte om juis by hom hulp en troos en genade te kom ontvang. Soos ek vanoggend gesê het, praktiese voorbeeld, nie een van hierdie voertuie hier buite kan ry sonder dat daar brandstof in sy tank is. Hoe dink u en ek gaan ons ry in die res van die week as ons brandstoftanks nie volgemaak is nie? Dis reeds ons antwoord op sy roepstem. Hy het uitgenooi en nou kom ons en ons antwoord, Here, dis hoekom ons hier is. Van u alleen verwag ons hulp en redding en genade. U het dit dalk al klaar gehoor, die woorde van die fotum is ons almal se gemeenskaplike woorde aan die Here. Dis nie net 'n formule wat die dominee uitspreek wanneer die teken gegee is dat ons nou die erediens begin nie. Dis 'n antwoord wat uit ons harte moet kom op die roepstem van die Here. So u sien die twee gesprek waarvan ek begin het, toe ons begin het gepraat het, daar moet aksie en reaksie wees. En ek kan dus nie kerk toe kom om 'n lekker uiltjie te kom knip. En jy moet onthou, Elmien, ek ken nou nie daai man daar, julle agter sy naam nie, sê gou vir my. Jacqueline. Die Tuma, daai een, daai naam. Ek sal nou as ek naby jou is beter hoor. Kom ek gebruik Elmien se naam wat ek nou ken. Elmien, as jy daar sit en ek staan op die kansel, kan jy my gesig sien of nie? Onthou, ek kan jou gesig ook sien. Elkeen wat in hierdie kerkgebou op die galery sit en my gesig kan eien, ek het nou al wel 'n bril, maar ek beloof jou, ek kan jou gesig ook sien. Omdat dit die gemeente se woorde, die gemeente se belydenis is, moet jy dit ten minste in jou hart saam sê as die dominee dit sê. Dis nou die belydenis wat ons doen. Dis hoekom ek ook almal oproep en sê, spreek die woorde saam met my in die hart. As ek my sin kan kry, dan wil ek hê ons moet as hele gemeente saam hardop sê. Maar ons sal dit moet inoefen, want dit kan 'n dilemma raak. En dan doen ons meer oneer aan as wat ons eer aan doen. Die amen aan die einde van die fotum is jou amen wat jy daarop in jou gedagtes moet sê. Dit beteken presies net so bely ek. Eintlik as jy amen direk vertaal in Afrikaans, dan sê jy laat dit so wees. Met ander woorde, dit wat ek bely het, laat dit so wees. Amen. Laat dit so wees. Moet dit nie laat verbygaan as 'n leë formule nie. As dit regtig jou wens is, sê amen uit jou hart uit, nie uit gewoonte nie. Die woorde, ons hulp is in die naam van die Here, is geneem uit Psalm 124 vers 8, maar daar is ook baie ander skrifgedeeltes wat ons kan gebruik. Jy het al gehoor, wanneer ek die fotum in die seën groet doen, daar's verskillende gedeeltes in die Bybel wat 'n mens kan gebruik daarvoor. Maar die belangrike is, die verlange van die Here wat hy het ten opsigte van sy kinders, moet duidelik na vore kom. Almal wat hulle van dieselfde gemeenskaplike belydenis en versigtiging daarin opgesluit. Here, u alleen maak hierdie ontmoeting moontlik. Ek het altyd vir die mense gesê, voordat ek nog gaan teologie studeer het, ek kom uit 'n boeregemeenskap in die Oos-Vrystaat, boereverenigings, en baie van u het ook in die lewens daarmee te doen gehad, of vergaderings, vroueaksie, jeug, studente, maak nie saak nie. Hoe begin 'n vergadering? Die voorsitter sê op daardie dag, so laat,
wil ek hierdie mense in die vergadering hê. So die voorsitter roep die vergadering byeen om sekere sake te bespreek. Nou ek wil glad nie die Here aftrek na ons aardse vlak toe nie, glad nie. My bedoeling is, die voorbeeld is net om beter te verstaan. Die Here is die voorsitter van die samekoms van gelowiges, van die kerk, van die erediens. Hy sê AP Kerk Potchefstroom, vir die interim, vir die tydelike, wil ek julle 10:30 in die oggend in die AP Kerk Potchefstroom sien. Ek het 'n boodskap wat ek met julle wil deel. So as u en ek nie vergadering toe kom nie, wat sê ons indirek vir die Here? Here, jammer, u en u boodskap is nie vir my belangrik genoeg nie, my eie belange lê swaarder op die hart. Ek praat nie van as die kalf in die put is nie, daarom moet die Here ook vir ons laat opteken. As die kalf in die put is, moet jy hom uithaal, maar moet nie die kalf in die put sit om hom uit te haal. Daar's 'n verskil. Hierdie bedoeling van ons fotum word veral duidelik as ons die hele Psalm 124 lees, en dis hoekom ek dit gedoen het vanaand. Dis 'n lied wat terugkyk in die ervaring van 'n afgelope tyd. As die Here ons nie gehelp het nie, toe mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Allerhande ellendes sou oor ons pad gekom het, as dit nie vir die Here was wat ons gehelp het nie. Het jy al gedink oor COVID? Wie het COVID gestop? Nie die enstowwe wat hulle kon sy so vinnig gedoen het nie. God het dit gestop. As ek en jy op die punt kom dat ons uitsien na ons ervaring van liefde en trou en die genade van ons Here, soos wat ons byvoorbeeld in die afgelope week kon ervaar het, kom hierdie spontane belydenis ons almal se harte na voorskyn. Ons sê, ja Here, inderdaad, ons hulp kom net van U af. So sing feitlik elkeen van die sogenaamde pelgrimspsalms, daai van Psalm 120 tot, as ek reg onthou, hier nou rondom 134, dalk 35, ek is nou nie seker nie, liedere wat mense gesing het, terwyl hulle opgegaan het Jerusalem toe. Liedere wat hulle gesing het, met ander woorde, in aantog na die drie-enige God toe, om hom te gaan aanbid, om hom te gaan ontmoet in sy tempel. Daarom is ek dankbaar dat Rian in die aande ook by ons is, en hoor hoe lekker sing ons. Ons is opgewonde, ons wil die Here graag ontmoet, al is dit op 'n informele manier. Ons wil saamgesels. Die liedere wat ons sing, is goed wat maak dat ons oë gerig is op God. En geliefdes, wanneer begin ek en jy swaar kry? Wanneer ons nie meer opkyk nie, maar begin rondom ons kyk. Dan sien ons ellende, dan sien ons swaar kry, dan sien ons korrupsie, dan sien ons oorloë en gerugte van oorloë, dan sien ons natuurrampe. Iemand vra eendag vir my, wat is my standpunt en my siening oor byvoorbeeld 'n klompie jare terug so tsunami daar in die ooste? Toe sê ek, weet jy, ek kan vir jou my persoonlike opinie gee, of my persoonlike denke. Dis nie die AP Kerk se denke nie, dis nie namens iemand anders nie, my persoonlike denke. Hoe lank is die ooste opgebou as 'n mekka vir mense wat oor see gaan vakansie hou? Honderde jare, om hierdie plek te kry soos wat hy is. Wat doen die Here? Stop hy dit. Vir hoe lank voor Dubai en Qatar die besigste lughawens geword het, was Heathrow en, nou die ander een my naam verlaat, my gedagte verlaat, in Engeland. Die grootste lughawens. 'n vierspiewende berg, wat vir, ek dink as hulle reg gesê het, 78 jaar nie aktief was nie. Raak skielik aktief. En hy stop die twee besigste lughawens in die wêreld binne sekondes. Hy ruk die hele wêreld tot stilstaan. Ek sê, die Here sê, maak oop jou oë. Kyk, met wie het jy te doen? Kyk, wat kan ek doen? Dit wat julle 50 en 100 jaar vat om op te bou, stop ek in sekondes. Dis die God wat ek is.
Hoe wonderlik is dit nie dan om te hoor hoe die Here op sy beurt weer antwoord, wanneer ons met ons versigtiging na hom toe kom, hy sê, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Wil julle van my hoop hê? Wil julle van my troos hê? Verwag julle van my genade en vryspraak? Smag julle na daardie waters waar rus is? Hier is dit. Hier is dit vir julle. Ek gee dit vir julle. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Drievoudig. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is ter sprake. Hierso Jopie, hierso Bernard, hierso Jan, hierso Dani. Ja, daar is 2 Dani's by mekaar. Hier is dit vir julle. Dis die eie woorde van God wat by monde van die spreekbuis gedoen word. Dis ontsaglik belangrik dat ons nie die seën ontvang asof dit net 'n soort van 'n ritueel of 'n amptsgebaar is wat predikante kan doen nie. Ek verneem dat Dani van Skalkwyk, ek sal hom maar Mofane noem, baie keer instaan as die predikant nie hier is nie met 'n leespreek. Dan lees hy hierdie goed. Wat maak dit verskil of dit ek is en of dit Dani van Skalkwyk is? Dis God wat deur ons praat. Dis hoekom ek 'n toga dra, vir die van u wat dit nog nie weet nie. Nergens in die Bybel staan 'n predikant met 'n toga dra nie. Ek het 'n debat gevolg waar predikante en hoogleraars gedebatteer het oor toga of dan nie. En toe sê die een emeritus predikant, ek dink as ek reg onthou was hy 83 op daai stadium. Toe sê hy het vir homself dit so uitgemaak, dat hy dra 'n toga om die sondaar mens, wat hy is, want hy sê hy skaar hom by Paulus wat gepraat het van die sondaars, waarvan hy wat Paulus die grootste is. Het die dominee gesê dat hy dra die toga om hom as sondaar mens tot die maksimum te bedek, sodat die gemeente moet besef, dis God wat deur 'n spreekbuis met hulle praat. Hulle moet nie die mens raak sien nie, hulle moet God agter die mens sien. Die mens is maar net die spreekbuis. Dis God self wat sigbaar en hoorbaar sy goddelike seën aan sy kinders kom gee en aan hulle neerlê. In die Ou en die Nuwe Testament is die opheffing van die hande 'n gebaar van seën. Selfs Jesus het sy disippels so geseën toe hy opgevaar het na die hemel toe. So jy sien, dis nie 'n voorbeeld wat predikante nou sommer dink, ons is oulik en ons is nou die manne nie. Dis 'n gebaar wat kom van Jesus Christus af. Dis 'n groetgebaar. Dis ook wat jy in geloof in jou geestesoog moet sien, as jy met oop oë kyk na hoe die dominee sy hande oor jou uitstrek en jou seën. Nou weer, ons het groot geword, wanneer die fotum en die seëngroep plaasvind, maak jy oë toe en jy kyk af uit eerbied. Die Here sê, kyk en sien hoe ek my seën oor jou uitspreek, wanneer die predikant sy hande uit. Dis 'n gebaar om vir mense te wys, die Here seën hulle deur sy spreekbuis. So, ek wil u uitnooi, dit het vir my in my lewe 'n radikale verandering gemaak om te besef, ek kyk nie na Annette of my pa of my ma of my kinders wat langs my staan nie. Die Here, deur middel van sy spreekbuis, spreek sy seën oor my sondaar mens uit. En skielik begin die seën vir jou ander dimensie kry. Hy sê daarmee, dis nou die Here, wanneer hy die seën uitspreek, sê hy vir een my daardeur, ek skenk aan jou my genade, my liefde en my vrede. Alles wat werklikheid geword het, toe ek aan die kruis gesterf en uit die dood opgestaan het. Elmien wou water bring, toe sê ek is nie nodig nie. Nee, wat, my nie bekommer nie. Is dit nie om die water van die lewe te ontvang nie? Is dit nie om as ware in die oë van die Here te kyk en die vriendelike lig in sy oë te beleef nie? Is dit nie om te voel hoe hy jou trane kom afdroog, jou moe hart verlig en jou geskroeide gewete kom stil maak nie? As ek dit sien, kry dit 'n ander impak
in my lewe. By al ons ellende en vrese, ons hartseer en ons wroging oor die sonde, mag ons hier sien en hoor hoe die Here sê, hierso, hier's dit vandag. Het jy my genade, my vrede en my liefde vir jou. Alles wat ek as die Vader kan doen, alles wat ek as die Seun bewerk het, alles wat ek as die Heilige Gees in my krag doen, kom gee ek nou vir jou, om uit te gaan en ligdraer van Jesus Christus te wees. Dis nie 'n wens nie, 'n belofte of 'n versigtiging nie, maar dis 'n voldonge feit. Want die Here het dit gedoen met sy disippels, en daarom die beeld terug na die voorganger toe, die bedienaar van die woord, om vir elkeen te sê, hier is dit, dis joune. Weereens, net soos met my uitnodiging, is dit God se genadebedoeling wat altyd voorop staan. Dis al amper genoeg om maar hier te stop en huis toe te gaan, nie waar nie. Alles wat ons van die Here verlang, het ons reeds ontvang in sy Seun. Maar beleef ek en jy dit so? Of is die Seun vir ons maar net nog 'n deel van die erediens wat nou maar eenvoudig maar net moet gebeur? Die Seun moet 'n mens se hart laat vol word van 'n amper onmoontlike blydskap, en daarom is ons antwoord op die Seun 'n lofsang. En vra nou maar vir Annette, daarom stoei ek vandat ek in die bediening is, en ek sê, die laaste mens wat oor 'n mikrofoon in hierdie gemeente moet sing is ek. Maar weet jy, as u dink ek is vals, is ek jammer om van jou moeilikheid te hoor. Ek loof my Here uit my hart uit. Of dit vir jou aanvaarbaar is of nie, vir hom weet ek is dit. En daarom moet ons met oorgawe sing. Ek moet nie bang wees of Rika my hoor en of Leon my hoor nie. Dis irrelevant. Of God my hoor, is wat die verskil maak. En hy gaan in my hart insien, as my hart, hoe jy net gesê, ons moet dit borrel in my sing, as jy dit in jou hart borrel, kan jy dit nie inhou nie, dan wil jy dit laat uitkom, en jy wil dit laat deel en hoor met ander mense. As 'n mens regtig die genadebedoeling van die Here se Seun goed begryp, en diep in jou hart daardeur geraak word, dan kan jy nie anders nie, as om met die lofsang te antwoord. Die lofpsalm waarmee ons in die begin van ons erediens voor God kom, is in baie opsigte die grondtoon, die fondasie van alles. So as ek en jy hier staan, net hier onderlangs, ek wil amper sê murmureer, dan is dit die gesindheid waarmee ons in die erediens gaan. Maar as ek met oorgawe, met alles in my sing, tot lof van die Here, dan is dit die gesindheid waarmee ek in die erediens ingaan. Ek sê hierso, dis hier dat ons mees basiese houding teenoor God aan die lig kom. En ons is nou 'n klein groepie van wat elke oggend in die erediens is. Maar kom ons groepie gaan, en ons gaan maak die verskil. Hier sit nou 1, 2, kom ek tel Jakoma as 'n student, 3 van die studente, wat daar bo sit. Maak julle 3 die verskil. Vergeet van die een langs jou. Sing, jy, met oorgawe, want dit borrel in jou. En kyk wat gebeur met hulle wat rondom jou staan. Ek sê ons mees basiese houding teenoor God kom hier aan die lig. Dis dankbaarheid, dis nederigheid, dis kleinheid voor die onmeetlike grootheid van God. Dis verwondering oor sy groot dade in ons lewens. Dis hoop op sy goedheid, getuienis oor sy verlossingswerk in elkeen van ons lewens. Dis hier waar ons as gemeente van die Here met mekaar kan hande vat en aan hom die hulde bring soos dit hoort. Dalk moet ons dit eendag regtig probeer en hande vat, maar dan gaan niemand die gesangeboekies kan vashou. En regtig sing tot eer van die Here. Dis tog 'n vraag aan ons. Ken ons regtig hierdie diep blydskap voor die Here? Het ek dit regtig in my lewe al beleef? Hierdie klomp studente wat dinsdae 'n lied of 2 sing. Ek wens u kan elkeen 'n vlieg teen daai muur wees, om te sien met watter oorgawe doen hierdie jong mense dit. Dis 'n belewenis. Dis regtig vir my lekker om daar te wees, om te hoor as hulle die Here so loof.
Ervaar ons ooit verwondering oor sy werk, wat so intens is, dat ons letterlik eintlik wil dans van vreugde? As dit so is, sal ons met volle harte na die ontferming, na die ontmoeting van die Here toe kom. Harte wat vooraf gereed gemaak is vir die woord van God, sodat ons ontvanklik is. Ons bid, gee vir ons verhelderde verstande, geopende ore, ontvanklike harte. Maar as ek en jy nie voorberei om te kom nie, as ek vanaand hier moet kom staan, sonder enige voorbereiding, gaan dit chaos wees. Maar ons moet voorberei ook vir die Here, sodat ons gereed is om te ontvang dit wat hy van ons wil gee. Miskien sal ons lofprysing dan ook anders begin lyk, maar dit sal definitief ook anders begin klink, wanneer ons borrel van sy vreugde en sy genade in ons lewens. Die laaste deel van ons ingaan by die Here is dan nou ons geloofsbelydenis. In Romeine 10 vers 10 lees ons die volgende woorde: met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Hoor mooi, met die hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. So jy sien, ons kan nie net by een afdeling stilstaan nie. Ons kan nie net stilstaan by wat my pas nie. Ons moet stilstaan by hoe God dit bedoel het. Weereens, waar die hart van vol is, sê die Afrikaanse spreekwoord, loop die mond van oor. En is dit nie so waar nie? Ons geloofsbelydenis is 'n baie kort samevatting van alles wat die Here in sy woord aan ons geopenbaar het. En as ons dit saam uitspreek, dan is dit die manier waarop ons kan sê, dis wat ek waaragtig glo met my hele hart. Dis God se waarheid wat ons harte bly maak. Dis wat ek glo, en julle moet my lewe hieraan toets. En ek daag u vanaand uit. Kyk of dit is wat ek glo, en toets my lewe daaraan. En as jy 'n kraakie vind, want ek is nie volmaak nie, dit gaan 101 gebeur, sê dit vir my dat ek kan werk daaraan, om al hoe meer die beeld van Jesus Christus te kan gelyk word. Hoekom sê ek so? Want in 1 Timoteus 3 vers 15 sê die Here, die gemeente is die pilaar en grondslag van die waarheid, sê hy in die Ou Testament. En in die Nuwe Testament sê hy, die draer en die beskermer van die waarheid. Oor ons geloofsbelydenis het iemand dit eendag baie mooi gesê, en ek haal aan, hy sê, die geloofsbelydenis in die mond van die gemeente is die marslied van die kerk, soos wat sy voortgaan op haar pelgrimstog na die ewigheid. Is dit nie mooi gestel nie? Dis die marslied, dis die by mekaar trek, kom ons gaan. In die geloofsbelydenis, as ons pelgrimslied, herken ons die groot heilsdade van God in die verlede, maar ook in die hede, en ons strek ons uit na dit wat in die toekoms lê. Die opstanding van die liggaam en die ewige lewe is dit waarheen u en ek op pad is. Weer vat ons hande met mekaar en ons bemoedig en dra en ondersteun mekaar op die soms bitter moeilike pad die toekoms in. As ek sien Marlene kry swaar en ek reik net na haar toe uit, al is dit net met 'n oor wat luister, besef u wat dit vir haar beteken? As ek die dag nie op volsterkte is nie, en Elise kom, en sy sit haar armpie om my lyf en sy sê, hallo dominee, hoe gaan dit? Weet sy wat beteken dit werklik vir my in daai oomblik? En dis wat Christelike liefde is. Dis wat God van ons as sy gemeente verwag. Dra mekaar se laste. Ek wil nie die besonderhede van jou lewe weet nie. Jy hoef nie jouself aan my te openbaar nie. Maar aanvaar as ek in Christelike liefde kom en wil kom help. As die Here dit op my hart druk, of op jou hart druk, moenie twyfel nie, doen dit. Moenie vergeet nie, dis waar ons vandaan kom, dis wat reeds agter ons lê, God wat ons wêreld gemaak het, God se verlossingswerk
in die menswording en die dood en die opstanding en die verheerliking van Christus. God wat sy gees in elkeen van ons hart gee. En as ek en jy net wil uitstap en gaan leef, dit wat die gees van God in my hart lê, dan sal ek nie beklei, omdat die Samajoor alles wil reël en voorvat, as niemand anders dit wil doen nie. Dan sal ek in dankbaarheid sê, Here, dankie vir die Samajoor wat dit vir ons doen. En nou spot ek met Trudy, die van julle nog nie weet nie, ek het haar herdoop, haar bynaam is die Samajoor. Sy laat my dink aan 'n Samajoor in die weermag. Alles moet gebeur, die dinge moet loop. Maar hoekom doen sy dit? Met 'n oorgawe uit haar hart uit om dit vir God te doen. En dan kry ons mense wat 'n probleem het daarmee. Ons moet mekaar se hande vat. Ek stem nie, en vra vir, ek praat van jou, want ons kinderik van die man. Ek stem nie altyd met haar saam, die vra vir, ek het al vir gesê, lyk my, ek sal maar die beroep moet aan nie in Potchefstroom toe, dat ek jou kom maak. En ek bedoel niks lelik daarby nie, ek sê dit vir haar in 'n gesig. Die bedoeling is, ek wil in Christelike liefde kom en my hulp kom aanbied, sodat sy nie alles hoef te doen nie, sodat sy nie die gesig hoef te wees en al die pak slaag moet vat. Maar is ons bereid om dit vir mekaar te doen? Is ons bereid om dit te doen vir Jesus Christus? Dis die vraag wat kom. Ons moet nooit vergeet nie, ons is reeds verlos, ekskuus, ek raak, hoe sê die Engelsman, carried away, want hierdie goed is vir my, lê vir my verskriklik na in die hart, want dis hoe ons die koninkryk van God op aarde gaan bou, nie om mekaar verkeerd te bewys, of mekaar vinger te wys, maar om hande te vat, om in broederlike liefde te sê, Dani Kutsie, ek stem nie met jou saam nie, wat kan ek doen om jou te help? Nie, jy sis en so in die volgende nie. Ons moet 'n godsgesindheid in ons harte kweek en uitleef. Ons moenie vergeet nie, ons is reeds verlos. Ons skuld is reeds vergewe. En daar kom 'n dag wanneer ons die heerlikheid van God sal sien, terwyl ons saam met en net soos Christus verheerlik sal wees. En ek wil hê as jy niks onthou vanaand nie, onthou dit. Jy is reeds verlos. Jou skuld is reeds vergewe. Lewe dienooreenkomstig. Dit moet jou en my belydenis wees, wanneer ek en jy ernstig in die koninkryk van God wil werk. Dit moet uit jou mond uitkom, dit moet jou manier van leef wees, dit moet jou manier van praat en van doen wees. Want onthou, dis nie my belydenis, as dominee waarby jou kop knik en jou instemming kry en betuig nie. As ons dit dan nie saam hardop kan sê nie, dan gaan ons dit sing. Daar's gesange, dat ons die geloofsbelijdenis kan sing. Ek het nou die nommers vergeet. Ons gaan dit bietjie begin oefen. Laat ons ons geloof in die vorm van 'n lofsang sing. Hulle is daar, ek sal hulle kry. Ek kan hom net nie nou uit my kop uit onthou nie. Sê weer? Gesang 84, dankie Rian. Jy sien stadig, maar seker begin hy ons ontdooi. Rian begin daarom nou al saam praat. Jy praat nog nie saam nie. Jy vra nog nie vrae nie. Maar ons sal daarby kom. Ek is nie bekommerd nie. Jy spreek dit uit as 'n erkenning aan God en tot bemoediging van jou medegelowiges, sodat hulle ook hoor, dis my standpunt en my siening. Dis hoe ek voel oor my geloof, sodat almal behoue deel mag kry aan die redding van God. Ek sê van voor tot agter, is dit een groot viering van ons versoening met God. Hy wat ons in sy groot genade geroep het, tot gemeenskap met hom. Dan wil ek vir u afsluit en vir u sê, Hebreërs 10 vers 22, kom dan, laat ons so tot God nader, met verlange na sy genade, met harte wat oopstaan vir die uitstort van sy seun, en daarom juig voor hom, as pelgrims, wat met volharding op pad is na ons ewige lewe. Hierdie goed laai ek dink Trudy sit dit altyd op die groepe, as jy dit nie kry nie, jy is welkom om my te kontak, dis op my rekenaar, dis hoekom ek die rekenaar altyd saambring, om ook my gedagtegang net in 'n rigting te hou, want julle het nou net gesien, hoe maklik hardloop my
as ek driftig raak oor 'n ding, hoe maklik hardloop my gedagtes met my in 'n rigting. Hierdie goed is beskikbaar. As jy dit weer rustig by die huis wil gaan deurwerk en gaan sit en deurlees, jy is welkom. Kontak my. Ek het eendag Annette se neef, wat einde verlede jaar oorlede is, was 'n NG predikant, maar uit die aard van die saak, hy is ouer as ek gewees, so hy het nog in die ou jare geleer, toe dit nog suiwer woordbediening was. En hy het eendag vir my die verskriklike mooi ding gesê, daar's nie kopiereg op die woord van God nie. Geen predikant kan reg of aanspraak maak op reg, op kopiereg, op dit wat hy die woord van God doen nie, want hy kry dit in die woord. En daarop is daar nie kopiereg nie. Net so vir interessantheid, dit was omtrent hier in my 3de, 4de jaar van studies. Help my nog gou, wanneer was dit? Middel 2006, 2007, daar rond. Het hulle 'n opname wêreldwyd gemaak. Weet u wat was die grootste boeke verkoper in die wêreld in 2007? Dit lyk nie so as ons na die wêreld kyk nie. Maar wanneer is hierdie boek geskryf? Wanneer het die Here hom ingegee? Deur die Heilige Gees in mense gewerk het. 2025 jaar later is hy steeds die topverkoper. Dan sê dit vir u en vir my iets.